Goeiemôre aan elkeen van julle wat saam met ons vanmôre hier is. Ons het 'n baie groot voorreg om 'n baba toe te wy aan die Here. En ons sien dit altyd as 'n groot voorreg. En dis baie familie wat vanmôre saam met Konrad en Natasha is. En ons gaan nou vir hulle geleentheid gee om vorentoe te kom. Maar voordat ons dit doen, laat ons net saam bid en die Here se guns en seën en voorsiening vra vanmôre saam met ons hier. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, laat u naam geheilig word. En laat u koninkryk kom en u wil geskied soos wat dit in die hemel is, net so ook hier op aarde. Ons besef dat ons leef in 'n vervalle, seer stukkende wêreld, maar as geleenthede soos vanmôre waar ons bymekaar kom en ons kan die heelheid en die eenheid van God beleef op 'n baie spesiale manier. Mag u vanmôre hier in hierdie plekkie verheerlik word, soos wat ons u naam aanroep en ook hoor wat die Gees van God aan die gemeente wil sê. Word verheerlik vanmôre, ons bid dit in u naam Jesus. Amen. Nou ek gaan vir Konrad en Natasha vra om vir ons vorentoe te kom met Lia. En grootouers aan albei kante, julle kan by hulle aansluit. Dit sal goed wees. En dan terwyl hulle vorentoe kom, kan ek net vra, wie is almal familie en vriende van Konrad en Natasha? Wil julle net vir ons 'n oombliekie staan? Net vir 'n oombliekie staan. Ons wil julle baie welkom sê, wat julle baie tuis voel saam met ons vanmôre. Dankie, julle kan weer sit. Ons maak nie 'n groot doel van dit nie, dis 'n spesiale geleentheid, maar ek wil vanmôre net vir julle as gemeente en ook as familie sê, dat om 'n nuwe mensie so in die openbaar net vir die Here te kom gee, dis eintlik wat julle kom doen vanmôre, is en sê, Here, help ons om vir Lia groot te maak. Ons kan dit nie alleen doen nie, ons het u nodig, ons het oupa en ouma aan albei kante nodig, en ons het 'n gemeente wat ook agter julle staan, om vir haar help groot kry. Want om hulle groot te kry in hierdie ou wêreld is nogal harde werk. Ja, julle het al seker al die eerste paar maande dit goed beleef om groot te kry. Kan julle vir my gee asseblief? Jy is so lekker warm aangetrek. Mense. Ek dink ons is almal even jaloers. Kyk hier die lelike oom met hierdie ding in sy mond hierso. Konrad, Natasha, en oupa en ouma en oupa. Daar's net 2 goedjies wat ek vir julle wil vra vanmôre. Julle het nou vanmôre gekom en in die openbaar vir haar aan die Here toe te wy. Is dit julle begeerte om haar in die vrese van die Here groot te maak en vir haar te help en te leer en te onderrig om Jesus vroeg al in haar lewe, hom as haar verlosser en koning en Here van haar lewe te ervaar en te erken? Is dit julle begeerte? En beloof ook julle dat julle wil haar van elke vorm van kwaad weerhou. Ek weet ons het baie wysheid nodig daarmee. Nee. Maar dit is julle begeerte, ons wil haar weerhou van elke vorm van kwaad van watter aard ook al. Nee. En daarom is ons as 'n gemeente ook hier vir julle, om saam met julle hierdie pad deur te voer. Ons wy haar toe vanmôre. Ons het nou nie die watertjies, want ons glo die water, die doop is 'n besluit wat ons neem later in ons lewens. En daarom sê dit vanmôre, ons wy haar net toe aan die Here as 'n baie spesiale geleentheid. Goed so. Kom ons maak ons oë toe en dan dra ons haar vanmôre op. Hemelse Vader, hierdie klein mensie het nog 'n lang pad vorentoe. En ons wil nou al reeds vra, Here, dat u vir haar sal vashou en bewaar in u liefde en u genade, soos wat u vir Konrad en Natasha en die familie en vriende gaan help om haar groot te kry. Ons wil vra, Here, dat u vir hulle bonatuurlike wysheid sal gee, en genade en liefde gee, om dit te kan doen. En daarom wy ons haar vanmôre aan u toe, Vader, in u naam, die naam van ons Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Ek het vir julle 'n sertifikaatjie net om hierdie dag
'n gedenk. En papa, jy het groot werk vorentoe. En jy moet nou al jou halgeweer afsaag vir die seentjies wat gaan kom. Baie geluk, julle hoor. Baie geluk. Konrad, mag die Here vir julle help hiermee. Ja, vir julle, en die besonder ook wat elke dag na haar moet kyk. Ja. Baie geluk julle. Julle mag julle sitplekke inneem. You the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. And see in you the glory of our King. And we love you with the love of the Lord. Dis nou nie Lion King nie. Dis Moedersdag sê hulle vir ons. En is baie mamas vanmôre saam met ons. Kan ek net so vinnige hand sien, wees almal mamas vanmôre, net so 'n idee te kry hierso. Hier is 'n hele klompie. Ja. Ons het baie mamas hierso en ons is so bly saam met julle dat ons die dag saam met julle kan bly wees en dit kan vier. En die gemeente het so ietsie voorberei vir die moeders. En as die vader hier is van die moeder, wil ek hê jy moet gou vorentoe kom en vir jou vroukie 'n geskenkie kom kry en vir haar vat. Sy gaan bly sit, die manne gaan kom om die geskenkie te kom haal. En as jy nie 'n man het nie, dan gaan ek vir jou vra, jy moet self kom asseblief. Of 'n dogter of 'n seun wat dit kan kom haal, maar ons wil hê die moeders moet net sit en ons gaan vir julle ietsie bring. Die nuutste papa. Kwaai vrou. Het al die mamas ietsie gekry? Al die mamas, ons wil graag hê elke moeder moet hy ietsie kry. Daar sê, lyk my ons het allemaal 'n ou persentjie gekry. Mamas, het julle almal eenetjie gekry? Daar sê. Goed. Baie dankie. En dankie Brenda vir die maak daarvan. Waardeer dit. Dankie Konrad. Met ons vier van Moedersdag wil ek 'n gedeelte uit die skrif met julle deel, net om vir ons 'n aanloop te gee oor die gedagte wat ek met julle wil deel vanmôre. Ek wil met julle gesels oor iets wat eintlik baie kontroversieel is en ek wil hê jy moet met 'n oop hart luister vanmôre as ek met jou gaan deel hierdie wat ek vir julle gaan voorhou. Ons begin by Genesis 1. En ons sal reg deur hardloop tot Openbaring in 15 minute. Nee, ons sal dit deeglik doen. Genesis 1.
Daarvan na vers 25, lees ons, en God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die see, en oor al die hele aarde, en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit was die scenario wat God begin het mee hier op aarde. Nou wat het fout gegaan? En ons weet in die geskiedenis dat daardie beeld van God verwronge geraak het deur die sondeval. Deur die ongehoorsaamheid van die mens, toe hulle gedoen het wat hulle nie moes doen nie, en die sondeval het hierdie beeld van God, wat hy die mens ingeskaap het verwronge geraak. Dit was nie vernietig nie, net totaal en al bederf en verwronge. En ons sien daar die verwronge beeld in die gedrag van mense vandag. Nou, daar is twee voorbeelde wat die skrif vir ons baie duidelik uitspel wat het is. Een van hulle is in Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mense vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. So ons sien, moord is al klaar een van die metodes waarop die sondeval veroorsaak het dat die beeld van God geskend word. 'n ander voorbeeld vind ons in Jakobus 3 vers 6, waar hy sê, maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. So moord en om iemand te skel is twee maniere waar ons die beeld van God skend in mense. Nou dis nogal hard. Dis nogal redelik hard. Nou hoe lees ons die hart van God as ons sê dat hy het ons na sy beeld en sy gelykenis geskape? Hoe lees die Bybel vir ons, hoe lyk God dan as ons dan nou na sy beeld geskape is? Nou Johannes het vir ons dit baie mooi verduidelik in 1 Johannes 4. Ek lees dit vir jou. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly in God en God in hom of haar. En hier in die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê hy het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Presies wat Jakobus 3 vir ons ook gesê het in die vorige gedeelte wat ons nou gelees het. So wat leer Johannes ons? God is liefde. Dit is sy karakter, dis wie hy is. Sy hele natuur is liefde. En dis waarom Jesus aarde toe gekom het om hierdie beeld te kom herstel. Dit was sy doel, dit was sy sending om God se liefde in die mense
te kom herstel. Hoe weet ons dit? Ons lees daarvan Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het nie iemand uitgesluit hier nie, die wêreld sluit die hele kosmos in. Dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, want is die wil van God dat niemand verlore gaan nie. Petrus skryf ook vir ons daarvan in 2 Petrus 3. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered moet word. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Dis baie duidelik vir ons hier. God stuur niemand hel toe nie. Dis baie duidelik. Mense eindig daarop op grond van 'n keuse wat hulle maak. Die keuse is om nie Jesus in hulle lewens toe te laat nie. Jesus het gekom om hierdie beeld weer te herstel en ons weer met God te versoen, sodat ons weer sy liefde kan weerspieël. Sy beeld te kan reflekteer. Dit sien ons in Kolossense 1, waar Paulus geskryf het, en hy spel dit vir ons so mooi uit, as jy dit wil lees in jou eie tyd, Kolossense 1, en hy, Jesus, is die beeld van die onsienlike God, sien, selfs Jesus is na die beeld van God geskape, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Die Engels praat van all things were created by him and for him. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Die Engels praat weer eens van by him all things consist and whole is held together. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Vers 19. Want dit het die Vader behaag, dat in hom, dis in Jesus, die ganse volheid sou woon. En dat hy, deur hom, alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Ek sê deur hom, die dinge op aarde, sowel as dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind, deur die bose werke, het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Dit is hoe ek en jy deur die kruisdood van Christus weer met God versoen kan word en herstel kan word na die beeld soos wat hy dit oorspronklik beplan het. Efesiërs 1 sê dit ook baie duidelik vir ons. Dit is voor die grondlegging van die wêreld was dit die wil van God om ons weer voor hom te stel heilig en sonder gebrek en liefde. Maar ons loop nog rond met ons letsels. Nadat ons 'n besluit vir Jesus geneem het, nadat ons sy vergifnis aangeneem het, nadat ons kind van God geword het, is daar nog steeds letsels van die sonde in die mens se lewe. En ons sien dit ook. Ons is gebore daarmee. Ons noem dit erfsonde, wat ons geërf het van way back van Eva se kant af. Is dit nog steeds met ons. Maar die verskil is, daardie sondes is nou vergewe. Soos wat Johannes ook vir ons skryf. As ons sonde bely, dan is hy getrou en regverdig om dit te vergewe. En van alle ongeregtigheid, alles wat verkeerd is, te reinig. Om ons weer te plaas in 'n posisie, asof ons nie gesondig het nie. Maar ons loop nog met die letsels rond. En weer eens, Paulus skryf het vir ons so mooi en daar in 2 Korintiërs 5. Hy sê, vanaf vers 17, daar as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel.
ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit is alles uit God wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons 'n bediening van versoening gegee het. Dis waar ek en jy weer eens die beeld van God moet reflekteer in 'n bediening van versoening wat hy vir ons gegee het. Vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle die misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. 2 keer sê dit vir ons in 1 vers. Aan ons 'n bediening van versoening te gee. Dis jou en my werk as gelowige, om versoening te bewerk. Reg in die begin in Jesus se saligsprekinge het hy dit duidelik gestel. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Bewerk versoening. Nou kom Filippus na Jesus toe in sy bediening, en Filippus kom vra vir Jesus, toon ons die Vader. Ons weet U is nou hier, maar wys vir ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir Filippus, ek is so lank by julle, en julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En toe sê hy, hoe sê jy? Toon ons die Vader. Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek jou gespreek het, spreek ek nie uit myself nie, maar uit die Vader, wat in my bly. Hy doen die werke. Nou wat se werke praat Jesus nou hiervan? En ek glo in Johannes 13 het hy vir ons 'n antwoord. As in vers 34 sê hy, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis die tweede keer wat hy dit sê. Hierin sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. 3 keer in 1 vers. Ek dink as Jesus 'n ding gesê het, moet ons luister, maar as hy dit 3 keer vir ons sê in 1 vers, dan dink ek is nodig om aandag te gee daaraan. Kom ons gaan weer terug na die begin toe. Ons vier nou vandag Moedersdag. In die lig daarvan is dit baie belangrik om te weet hoe belangrik die familieopset vir God is. Baie en baie belangrik vir God. En in die familieopset word die liefde van God op sy beste gedemonstreer. Kom ons gaan kyk daarna. Genesis 3 vers 20. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. Nou Eva is 'n woord wat ons vandag in die Afrikaanse taal verstaan. In die Engels het hulle dit Eve vertaal, maar wie in die Hebreëus, die oorspronklike taal praat hulle van Gava. Nou die Engelse kon nie die katedrale klank uitspreek nie, toe Eve hulle nou maar net. En nou ons toe Eva dit toe nou maar. Maar Gava is 'n lewegewer, dis wat dit beteken. Eva, die naam beteken lewegewer. Die moeder is 'n lewegewer. En net voor dit, lees ons in vers 15, Genesis 3. Ek sal vyandskap, God sê dit vir die duiwel, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En ons loop nog steeds met daai letsel rond. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Nou manne, moet nou nie jou elmboog hier en jou vrou se ribbetjie druk nie. Om te sê ek heers, het jy gehoor? Dis nie wat dit beteken nie. Die
heerskappy wat in die Nuwe Testament vir ons verduidelik word, die rol van die vrou is, sy is die pilaar in die huis, waarop alles en almal steun. As lewegewer is hy ook 'n steunpilaar. Nou moeders, maar nou nie vir jouself vreeslik oor die kole haal vanmôre, as jy dit nie kon doen of kon regkry nie. Maar is nooit te laat nie. Die vrou as lewegewer bring 'n nuwe geslag voort. 'n Nuwe geslag wat onderworpe gaan wees aan die vloek van sonde, maar ook met die voorreg om die verlossing in Christus Jesus aan die nuwe geslagte voor te stel. Soos wat Natasha se verantwoordelikheid nou is. En elke ander moeder se verantwoordelikheid is om die nuwe beeld van Christus aan die kind voor te stel. Dis hoe Jesus is, dis wie hy is. Hy is liefde en ons het lief. En daar's liefde wat wederkerig gedeel word in die huis. Die belangrikste om te weet dat die familie is hoog op God se prioriteitslys. Kom ons kyk na praktiese toepassings daarvan in ons samelewing vandag. Nou ek hoop nie jy het narkies gebring en jy my gaan gooi nie, maar ek wil net sê jy moet dit weet. Maria as die nuwe Eva of die nuwe Gava bring die Christuskind voort. En die Christuskind as die tweede Adam om hierdie verwronge beeld te kom herstel. Eva bring die dood deur ongehoorsaamheid en Maria kom bring lewe deur gehoorsaamheid. Ons is daarmee eens. Nou om herstel te word na die beeld van God, wat hou dit vir jou en vir my in? Daardie imago Dei, wat die Latyne van gepraat het, en Bybelstudente studeer dit nog steeds vandag en hulle kan nog steeds nie by die grond daarvan dit verstaan nie. Hoe kan hierdie imago Dei, hierdie beeld van God in ons gestalte kry? Belangrik om te weet, elke persoon het 'n intrinsieke waarde, ongeag van hulle status, hulle vermoë, hulle ras of hulle kultuur. Elke persoon. Die menslike lewe, selfs na bevrugting, is heilig en moet met respek en deernis behandel word. Hoekom? Dis na die beeld van God geskape. In God se skepping is mense nie toevallig nie. Daar is nie oepsies en glipsies nie. Elke lewe in hierdie wêreld is deur God daar gestel. Daar is nie glipsies nie. Daar's iets in mense wat God se beeld uniek weerspieël. Elke mens. Uniek. Man en vrou. Seun en dogter. Ongeag van agtergrond, ras, kultuur of stand in die samelewing. Weerspieël die beeld van God. En soos wat ek en jy vanmôre hierso sit, sien ons die diversiteit van God se beeld. Elke een van ons. Jy kyk vanoggend in die spieël en jy sien iets daar in die spieël raak wat jy nie van hou nie. Maar wat ons vergeet is, jy kyk na die beeld van God in daardie spieël, in sy diversiteit. Elke een van ons weerspieël dit. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak van jou agtergrond nie. Wanneer jy in die spieël kyk, is dit vir jou en vir my die voorreg om na die beeld van God te kyk. Omdat ons in sy beeld geskape is. En Christus het gekom om daai beeld te herstel. Want as jy vir jou kwaad is, as jy in daai spieël kyk, sê dit vir my, jy het nog nie sy vergifnis aangeneem nie, en jy het nog nie sy versoening aangeneem nie.
Is ons een so ver? In ons diversiteit is elkeen van ons na God se beeld geskape, sien en erken net eenvoudig daardie diversiteit. Erken dit maar net. Aanvaar dit maar net eenvoudig. En aangesien alle mense na God se beeld gemaak is niemand inherent meerderwaardig of minderwaardig nie. Daar's duisende boeke op winkelrakke wat mense gaan lees en gaan bestudeer en bestudeer en bestudeer om hulle selfbeeld te bou. Nou kom wil ek my beeld bou, terwyl God se beeld in my gestalte wil kry. Laat maar net toe dat sy beeld in jou gestalte kry. Dan gaan jy nie 'n selfbeeld probleem hê nie. Ek weet sielkundiges hou nie daarvan om dit te hoor nie. Want as hulle werk en is hulle inkomste. Hulle maak geld uit. Wanneer ek 'n ander skepsel van God aantas, tas ek inherent die beeld van God aan. Om God se morele natuur te weerspieël, gee vir ons 'n verantwoordelikheid. Elkeen van ons. En ons gaan verantwoording doen vir daardie morele verpligting op ons. As ons dit nie uitleef nie. Mense, dis belangrik hierdie. Ons is geroep om eties en regverdig en liefdevol en met respek teenoor elke skepsel van God te leef. En hier kom die rentmeesterskap vir ons deur. Om na God se beeld gemaak te word, sluit in om deel te hê in sy heersende en kreatiewe vermoëns, soos wat hy vir ons reg in die begin gesê het in Genesis 1. Heers. Nou, my ou vrou is lief daarvan om sy in die tuin werk en sy is besig om die blommetjies uit te pluk en te snoei en te gaan, nee, sy heers nou. Nou heers sy. Sy knip en snoei en sy heers nou. En ek en jy heers wanneer ons God se skepping in stand hou. Ek en Drini is lief vir roadtrips en as ons daar deur die Noord-Kaap ry, sekere gedeeltes van die Wes-Kaap ry, en jy sien hoe netjies en skoon dit is, dan raak ek so bly en opgewonde om te sien hoe mense heers. Hulle maak skoon om hulle. Voor hulle sy paadjies is die mense se plekke skoon. Almal maak skoon in hulle omgewing. Hulle heers. En ek moet nie kwaad wees vir ou wat dit nie verstaan nie. Ek het nodig om sy beeld te reflekteer. En 'n voorbeeld te wees daarin. Want dit was nog nie 'n openbaring vir sommige nie. Hulle is nog nie daar nie. En ek moet nie kwaad wees daaroor nie. Ek en jy was dalk een of ander stadium ook daar gewees. Ek het 'n verantwoordelikheid. Gaan ek my verantwoordelikheid nakom? Sien, ons sukkel daarmee. Ons sukkel regtig daarmee. Maar weer eens die skrif het vir ons 'n antwoord. 'n Pragtige antwoord in Romeine 12. Hy sê vir ons, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. Sien, God is genadig oor ons almal. Dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Godsdiens is nie net kerk toe gaan nie. Godsdiens is om myself aan God te wy. Hier is ek. Hier is ek. Gebruik my soos u wil. Vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ag, almal doen dit. Nee. Almal doen dit nie. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Dink anders.
Dis 'n metanoia, dis 'n omswaai, dis 'n verandering wat hier moet plaasvind in my denke en in my gedagtes, om anders te dink en anders op te tree. Dis nie te sê dat die wêreld dit doen is reg nie. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Sodat jy kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Daardeur gaan jy weet wat God se wil. Tjoe. God is vir verhoudings. Dis waarom ons praat van 'n drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees is een in alles. In hulle sending en in hulle aktiwiteite en in hulle denke en in hulle beplanning vir jou en vir my. Drie-enig is hulle. En soos ons ook geskape om een te wees met hom. Paar voorbeelde. Jesus sê vir ons in Johannes 13:34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Verhouding. Johannes 15:9, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde van my. Johannes 15:12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Markus 12:30, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat daarmee gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit nie. God is vir familie. En dit is waarom ons die mag gegee is om kinders van God genoem te kan word. God is vir familie. En dis nou wel Ou Testament, maar hoor wat sê hy vir ons in Malagi 2. Boonop, julle doen dit, julle bedek die altaar van die Here met trane en geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offers nie en van julle hand nie, en dit nie meer aanneem nie. En dis presies wat Petrus ook geskryf het, 1 Petrus 3 vers 9. Manne, as jy bid, jy so lewe dat jou gebede nie verhinder word nie. Vers 14, Malagi 2. En julle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het. Nou, jy praat daar van agtergrond. Terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Huwelik is 'n verbond wat gesluit word. Dit is nie net 'n belofte nie, dit is nie net 'n kontrak nie. Vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak, alhoewel hy gees oorgehad het, en daarom het hy, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. God sê, hy het 'n geslag van God gesoek. Sy mense. Neem julle dan ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. En dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek. Sê die Here van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Daar's nie verskoning vir egskeiding. Hoekom sê ek so? Omdat die skrif ons dit leer. Efesiërs, daar's 3 plekke, Efesiërs, Kolossense en Petrus skryf dit. En ek gaan net die Efesiërs gedeelte aanhaal. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Manne, moet jou eie vrou, nie nou ou se vrou, jou eie vrou lief hê. Soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Om dit te heilig nadat hy dit gereinig met die waterbad deur die woord. Sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Maar dit moet heilig en sonder gebrek wees. Vers 28, so behoort die mans hulle eie vroue lief te hê. Soos hulle eie liggame, en wie sy eie vrou lief het homself lief. Weereens, verskeie herhalings. Nou kom sê dit net vir die mans, hoekom sê dit nie vir die vrouens nie? Sê dit vir die vrouens ook dat hulle mans moet lief hê. Weet jy, dis die natuur van die vrou om lief te hê. Jy hoef haar dit nie te vertel. Moeders het die natuurlike instink om lief te hê. Daarom het sy nie nodig om 'n opdrag te kry om lief te hê.
En daarom manne, om die beeld van God in jou huishouding volmaak te herstel, dan moet jy jou eie vrou lief hê en die beeld van God in jou eie huishouding demonstreer as een wie met God versoen is. Wat weer herstel is in sy ereplek, in sy eie huishouding. Moeders, lewegewers, koester jou Godgegewe vermoë om liefde te dupliseer. Kom ek bid vir jou. Hemelse Vader, U is ons Vader. Die skrif leer dit vir ons. As ons Jesus aangeneem het, dan gee U vir ons die mag, U gee vir ons die autoriteit om kind van God genoem te word. En daarom het ons die voorreg om U as ons Vader aan te spreek. Dankie vir die versoening wat U bewerk het deur U lieflingsseun Jesus, sodat ons net in hom te glo, verlossing en vergifnis kan ervaar. Weer met U versoen te word, heel te word, hier binne ons menswees herstel te kan word weer na die beeld wat U oorspronklik beplan het vir ons om te wees. U karakter te weerspieël. God is liefde. Nie net 'n soetsappige liefde nie, maar 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat 'n prys betaal. En daarom wil ons U vra vanmôre, Here, help vir ons daarmee. Ons sukkel nog steeds met die letsels van die ou verlede. Maar dankie dat daar nie veroordeling is vir hulle wie in Christus Jesus is nie. Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, soos wat die Gees vir ons lei. Want ons kan nie sonder U nie, Here. Ons kan nie sonder U nie. Jesus het dit so mooi gesê daar in Johannes 15. Sonder my kan julle niks doen nie, en dis waar. As ons in eie krag dinge probeer, mors ons dit net op. Maar ons het U nodig, Here. Help vir ons. En ons bid 'n besondere seën oor ons moeders vanmôre, want hulle is pragtig, hulle is besonders. U het vir hulle daar was nie 'n vloek oor hulle uitgespreek nie. Dit was 'n voorreg om 'n lewegewer te wees, 'n gafa. Dankie vir die voorreg. Mag U seën op hulle rus en U liefde hulle vergesel van hier af verder tot heerlikheid van U naam. Amen.